Goeienaand en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so deur op die knoppie te klik, as ook op die klokkie sodat jy kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Nou, vanaand se onderwerp is weer eens die oorlog in Iran. Ek noem dit die VSA, Iran, Israel. Wat is hul doelwitte? Want hoewel dit vir baie van ons na 'n sinnelose oorlog lyk, wat eenvoudig net so begin het, en 'n bietjie soos die Eerste Wêreldoorlog ook, dink ek al drie daardie lande streef tog bepaalde doelwitte na, en ek dink ons moet dit probeer verstaan, en ek probeer nou net verstaan wat met hierdie oorlog aangaan, en eintlik is daar 'n klomp mense wat my daaroor kwaadlik neem, veral op Facebook, want ek het daar 'n paar artikels of kommentare geplaas, en daar's 'n verskriklike konflik nou onder die Afrikaners op my Facebook aan die gang, met party staan meer neutraal teenoor oorlog, en ander ondersteun Amerika en Trump, en hulle wil sien dat Iran net eenvoudig uitgewis word, en dis vir my ongelooflik dat mense so is eintlik so stiksienig kan wees, dat hulle nie besef watter implikasies hierdie oorlog vir ons inhou nie, vir die hele wêreld, vir die hele wêreldekonomie, en hierdie week gaan petrol met 5-6 rand per liter duurder word, en diesel met 8 tot 9 rand, en dit kan dalk die hele wêreld in 'n resessie dompel. Maar voordat ons nou verder daarop uitwy, wil ek jy net weer herinner aan ons winkel hieronder. Jy kan klik en een van die boeke aanskaf. Baie dankie ook aan diegene van u wat boeke bestel. Ons waardeer dit. En dit help ons om hierdie kanaal aan die gang te hou, maar ook ons uitgewery, en om boeke uit te gee in Afrikaans, wat deur geen ander uitgewer eintlik gepubliseer word nie. Maar nou goed, kom ons is nou terug by die oorlog. Trouwens, ek wil ook net die volgende kommentaar lewer, en dan gaan ek 'n stukkie van 'n video speel, wat ook op my Facebook beskikbaar is. Ek het die skakel ook daarop geplaas. Ek gaan nie die hele video hier speel nie, want dit is net so gegreep uit ene Kim Iverson se video, maar sy voer 'n onderhoud met iemand wat in Israel self is, want ek dink een van die aspekte wat vir ons so moeilik is daar kom so min nuus uit Israel en die Iran en selfs van die Amerikaanse weermag af, dat 'n mens nie 'n idee het wat eintlik aangaan nie. En jy hoor maar hier en daar is daar gerugte of mense wat selfs fopnuus plaas of wat ook al. Maar een van die dinge wat ek vasgestel het, is dat daar al 3 van die Amerikaanse noem dit dan elektroniese oorlogvoering vliegtuie beskadig is. So hulle is op die grond beskadig, AWACS en nog 2 ander ou omgeboude Hercules vliegtuie wat ook vir elektroniese oorlogvoering gebruik word. En dit is natuurlik een van die maniere wat Iran dan, een van hulle doelwitte is, om die Amerikaanse kommunikasiestelsels te ontwrig, en sodoende gaan hulle dan hoop hulle dan om die oorhand te verkry. Maar nou ja, Israel, tot dusver het ons eintlik ook baie min gesien van skade in Israel. Ons verkeer onder die indruk dat Israel skiet maar net so, hulle skiet met hulle ysterkoepel of die Iron Dome, skiet hulle die Iranese missiele af, en eintlik kom die mense daar niks oor nie. En dis was dit vir my nogal 'n openbaring om hierdie video onderhoud te sien, waarin hierdie man wat self in Israel woon, 'n bietjie meer vertel van hoe Israelies die oorlog tans ervaar. Kom ons luister net vir so 2 minute daarna. Ek gaan dit nou hier begin speel. A lot has changed over the last 2 weeks. Okay. And yeah, so basically, to just preface this with the short answer, life is somewhere in between. All the people are saying everything is normal and the whole country is collapsing. Okay. It's definitely somewhere in between, but it's nowhere near normal. And I'll tell you why. So at first there was massive support for the war. There still is wide support for the war.
but a lot of that was because people felt like there was going to be regime change. Israelis genuinely believed there was going to be regime change. They were very quickly dissuaded about that, and that changed a lot of their enthusiasm for it. A lot of people started feeling, well, this is kind of pointless if there's not going to be a regime change. Iranians managed to do two things that are very significant. One, and probably the most significant, it's not talked about a lot. They've closed the Israeli airport. Ben Gurion Airport is basically closed. Israel keeps it open so that it doesn't give Iran the ideological victory, but they only allow out like one flight a day, and it's for people who are close to some rabbi to go pray in some grave. It's like regular Israelis can't fly out of Israel, and none of the major airlines are flying into Israel. Wow. And there's only one airport of any significance, and it basically doesn't function. And that's the lifeline of the Israeli economy and of Israeli society. And a lot of people want to leave, and they can't leave. So that's probably the most important thing to note. The other thing is that no one is getting a good night's sleep. What Iran is doing right now is it's focusing on, it can't really destroy every building or kill that many people. It's trying to disrupt people's ability to go to school and to sleep. So school is canceled, and you're woken up several times a night by alarms. Some nights it's just one or two. Some nights it's 6 or 7, and you can't get a good night's sleep. And a lot of my most mild-mannered, nice friends are having complete breakdowns and fighting with each other in my WhatsApp channel. Yeah, I was going to say, like, everybody's now on edge. Everybody's like just in a really bad mood. Yeah, okay. That's not right. Good. That's right. So civil society is showing some signs of cracking. Then there's a lot of problems with the defense system that are not being fully published. They're not getting the exposure they should. There was an article or two in Haaretz about this, but Iran's been targeting the systems and the radar behind the systems, and that's led to very often there not being enough warning time. In addition, there was at least one person arrested for giving information from the Iron Dome directly to Iran. And from what I hear, there's at least 4 or 5 other suspects in this scandal. So they're getting a lot of insider information on that. Then there's the question of the north. The north is a different issue. Hezbollah has been firing at the cities and villages in the north. There's no warning time whatsoever there. The cities there have barely recovered from the pummeling they took from Hezbollah in the last round. So some of these cities are dying. Kiryat Shmona, for example, is a city that had 25,000 people before the war. Now it has 10,000 people in it. And the mayor said today that if it keeps being pummeled the way it's being pummeled now, there'll be only 100 people left, the people who can't physically leave. He said that he doesn't feel like he's just fighting Hezbollah, he's also fighting the government that's not supporting them. An article came out in The Marker today saying that Israel's not properly defending the poorer cities in Israel, especially poorer cities that have Mizrahi residents. This is all causing fissures in Israeli society, and that's one of the reasons you're not hearing so much. Israel's not doing well in defending their society from these attacks. People are incredibly unhappy, and the fact that there's no results of any tangible kind being achieved on the battlefield are only making this worse. So that's the situation in Israel. And of course, there's been 4,000 something people injured and almost 20 people killed. Some people question whether the number is actually higher, but it's not going to be that much higher because everyone in Israel knows each other. But those are also significant numbers. Well, we've been told, by Donald Trump and Pete Hegseth that Iran no longer has a military. So I don't know, Shaul, how are they getting these rockets over to Israel? How are they getting these missiles over to Israel to terrorize the Israeli people if their military's been completely obliterated? Clearly, that seems like that's not true, and their military is not obliterated. And if that's the case, how do Israelis feel about Donald Trump and Hegseth going out there saying, oh, no, there's no threat, Iran is obliterated, while they're not able to get sleep at night because they're constantly living under rocket attacks? Well, Israelis are so busy hating their own government and laughing at their own military right now that they don't care what Hegseth and Trump say. They're following Trump and Hegseth very closely because they're afraid. It depends who, but the people who want the war to go on are afraid that the United States is going to force Israel into a ceasefire too soon.
So that, if you see the coverage of Trump and Hegseth in Israel, that's how they cover it. They're going to pressure Israel into a ceasefire too soon because the Israeli media is very much, pro-war, just like it is in the United States, more so, honestly. So there's that. As far as the Iranian military is doing fine. And I don't see enough people saying that, but that is the truth. It's not that they haven't taken a lot of hits. They've taken lots of hits. But first of all, in the first couple weeks, Israel and the United States were going after government and civil installations more than military ones and nuclear ones as well. So the military wasn't hit that hard. Second of all, the Iranian military is massive, and I don't think people quite understand how big it is. We're talking about 1.5 million people in arms that they have. Mm-hmm. And they've been planning for this war for a very long time. They are aware that the Americans' main ability to harm them is by taking out communications between the different parts of the country. So what they've done is they've broken down the military into local groups that will operate independently of one another. So even if you destroy, you have 30-something regions in Iran, even if you destroy 28, 4 of them will continue to operate independently. Nou ja, daar het ons nou 'n prentjie gekry van hoe die situasie in Israel lyk. Dit is nie Israel is in 'n tamelike toestand van ontwrigting. Die lughawe is gesluit. Mense word wakker gehou in die nag. Hulle moet skuilings soek. Ek het ook as 'n bietjie op die Jewish Report, die Suid-Afrikaanse Jewish Report gaan lees, en daar's van Suid-Afrikaanse Jode wat Aliyah gemaak het, soos dit bekend staan, 250 van hulle wat verlede jaar nou van hier af aan Israel toe geëmigreer het, en van hulle daar aangekom en woonstel gekry, of wat ook al, en hulle is nou ook midde in hierdie oorlog. Nou, soos hierdie man verder verduidelik ook in hierdie onderhoud, Israel het aanvanklik gedink, daar gaan nou regimeverandering plaasvind. Hulle gaan heeltemal ontslae raak van die huidige Iranese bewind, en dan gaan hulle vervang word deur 'n pro-Israel of 'n pro-Amerikaanse bewind, en waarskynlik dan sal die Amerikaanse oliemaatskappye beheer verkry oor Iranse olie, en dan sal alles klop disselboom verloop. Maar aan die ander kant het Trump gedink, en dit is ongelooflik, en ook al die meer regse kommentators in die VSA sê dit ook openlik, dat Trump het hom heeltemal misgis met hierdie oorlog. Hy het gedink, dit gaan soos Venezuela wees, hulle gaan net daar ingaan en hulle gaan die leier doodmaak of vang of iets van die aard. Hier het hulle die hele leierskap van Iran wel eintlik 'n soort sluipmoord op hulle gepleeg deur hulle almal op een slag in een plek te vang en hulle almal dood te maak, te bombardeer. En dit sou genoeg wees sodat die hele Iranese politieke stelsel in duie stort en die bevolking in opstand kom teen hulle leiers, en sodoende sou daar dan hierdie regimeverandering plaasvind. Dit is nie presies soos ons in Suid-Afrika en baie ander plekke gehad het. Jy weet, hulle die ANC het ingekom, hulle het bietjie terreur gepleeg, en daar was propaganda en alles, en dan kom die ANC in en neem die hele land oor. Nou, dit was die plan wat Trump gehad het, en hy het gedink, dit gaan 'n paar dae neem, maar nou is die Iranese natuurlik besig om geweldig weerstand te bied, en hulle het 'n heel fyn uitgewerkte plan, waar volgens hulle dit doen. Hulle is besig om hulle is gereed om die Amerikaners op alle vlakke te ontmoet, en hulle het nie 'n vloot of 'n lugmag nie, maar hulle het hierdie klomp missiele en hommeltuie, en hulle val die Amerikaners daarmee aan, en die Amerikaanse vliegtuigskepe kan dit nie waag om naby Iran te kom nie, om in die Persiese Golf in te kom nie, want dan gaan hulle waarskynlik gesink word deur hierdie hommeltuie. Trouwens, die Gerald Ford, blykbaar is daar 17 hommeltuie wat hom getref het, en hy is erg beskadig. Dit word natuurlik alles stilgehou deur die Amerikaanse regering en deur die Pentagon, maar dit is die feite.
dit gaan nie vir Amerika maklik wees om naby Iran te kom nie. Hulle praat nou daarvan dat hulle 'n grondoorlog gaan voer met behulp van ook ondersteun deur die Apache helikopters en hierdie ander 100 A-10 vliegtuie. Maar die Iranese staan ook reg met hierdie draagbare missiele van hulle wat hulle van die Russe kry, en die Russe is ook besig om Iran te verskaf met sekere wapentuig oor die Kaspiese See. Want as ons nou kyk na hoe dit daar lyk op die kaart, ons kyk net gou hoe lyk dit. Waar sit Iran? Hierso is nou die straat van Hormuz, daarso naby Dubai rond, en hier is Iran, daar bo in die noorde sit Teheran, en daarso die stukkie blou daarbo, dit is die Kaspiese See, en aan die ander kant daarvan is Rusland. In Rusland kan Iran voorsien van wapentuig en van missiele en wat ook al, sodat Iran kan aanhou om hierdie oorlog te voer. Nou, die ander interessante aspek, en ek dink hier raak ons nou, so, om nou terug te kom tot die idee van die doelwitte, Amerika het die doelwit gehad van regimeverandering. Na 2 dae het dit nie gewerk nie. En nou sit Trump vasgevang in hierdie oorlog. Hy gaan nou met die oorlog eintlik voer, behalwe hy sê kort, daar's onderhandelinge aan die gang, maar daar is nie eintlik onderhandelinge aan die gang nie, daar's net so van boodskappe tussen gangers, tussen Pakistan en Amerika en Pakistan en Iran wat uitgeruil word. Maar die Iranese hulle het eise wat hulle nou stel, soos ek miskien al voorheen genoem het. Hulle wil sanksies opgehef hê, hulle wil geen verdere oorlog ooit teen hulle gevoer hê nie. Hulle wil beheer hê oor die straat van Hormuz, want tans is dit nog nie, kyk, dit is eintlik internasionale waters in 'n sekere sin, maar hulle wil dit vir hulle self toe-eien as hulle gebied, die straat van Hormuz, sodat hulle volkome beheer daaroor het. En dan, hulle wil alle finansiële sanksies opgehef hê, en hulle wil vergoeding hê van Amerika, vir al die skade wat in hulle land aangerig is, nie nou nie, maar ook in die verlede. Enigiets van 100 tot 800 miljard dollar is die bedrag wat genoem word. Nou, Trump kan nie daaraan toegee, sonder om aansien by die Amerikaners te verloor nie, en in die wêreld nie. Dis sal hy hierdie oorlog moet aanhou voer, en dit gaan hom al hoe duurder kos. En die groot element natuurlik wat Trump onder geweldige druk plaas, is die Amerikaanse finansiële markte, want die staatseffekte is besig om te daal, die aandele is besig om te daal, die kripto is besig om te daal, alles daal, en al daardie jong mans wat vir hom gestem het, hulle besit almal kripto en aandele en wat ook al, hulle verarm, en Trump se steun is die laagste wat dit nog ooit was. Die Iranese slaan dit alles gade en hulle voel hulle is aan die wenkant. Al wat Iran se enigste doelwit is eintlik om net te oorleef. Solank hulle die slaag kan verduur wat daar tans uitgedeel word en hulle net oorleef, dan het hulle eintlik die oorlog gewen. En Israel het ook aanvanklik natuurlik gehoop op die regimeverandering, dit was die idee wat Netanyahu en Trump oorgedra het. Maar hulle sal tans ook eintlik nie daarmee tevrede wees om te oorleef, want dit is besig om hulle ekonomie in hulle land soveel skade aan te rig, dat hulle ook nou maar net hoop dat dinge na normaal terugkeer. En hulle het nou hierdie kans gehad, die eerste keer in 40 jaar het hulle Amerika daarvan oortuig om saam met hulle oorlog teen Iran te voer, maar ek dink nie dit gaan ooit weer gebeur nie, ongeag wie aan bewind kom in Amerika, dit sal nooit weer gebeur nie. Dus het hulle Netanyahu ook eintlik sy hand oorspeel, en dit gaan nie weer gebeur nie, en Israel hoop nou maar ook net vir die beste, en hulle hoop dat, ook in hierdie onderhoud met hierdie Israelies, sê dat hulle teenmissiele is besig om op te raak, en soos hy dit daar stel ook, hulle te lys teikens, wat ook met kunsmatige intelligensie beheer word,
en hulle het iets soos nog 3000 teikens oor wat Israel nou wil tref, en daarna weet hulle nie meer wat om te doen nie. As hulle al daai teikens getref het, wat doen hulle verder? Hulle kan nie die 90 miljoen Iranese doodmaak nie, of met 'n kernbom of wat ook al nie. Ek dink nie dit mag dalk Netanyahu mag in 'n laaste desperate poging 'n kernbom op Iran gooi, maar ek dink dit sal ongekende gevolge in die wêreld hê, en dit mag selfs tot 'n kernreaksie van Rusland of China of Noord-Korea of wie ook al eens Israel lei. En as ons nou kyk hoe lyk Israel op die kaart, dis hierdie klein stukkie daarso aan die Middellandse See, dis is baie klein, is kleiner as die Grootwildtuin. Nou as daar een groot bom op Israel val, is daar niks daarvan oor nie, terwyl Iran hierso is 'n baie groot land. Dis selfs al gooi hulle 'n kernbom op Iran, dit gaan nie al die mense doodmaak nie. Dit sal miskien 3-4 miljoen doodmaak, ek weet nie hoeveel nie. In Teheran, as hulle dit op Teheran gooi, maar dit gaan nie hulle probleem eintlik vir hulle oplos nie. En dit sal soveel haat teen Israel. Dit sal eintlik die einde van Israel as 'n staat beteken, as hulle wel tot kernwapens oorgaan. Dus Israel sit ook net soos Trump met 'n geweldige dilemma, en Trump gaan probeer, hy gaan probeer om die oorlog te beëindig, want hy gaan nie die pyn kan vat van 'n langdurige oorlog wat die ekonomie en die aandelebeurse en die markte baie nadelig tref nie. Want mense moet verstaan dat mense in Amerika, hulle noem die sogenaamde 401k pensioenplanne. Almal het so 'n plan, en jy het aandele in jou 401 artikel 401k plan. En dit is jou aftreegeldjies. En as hierdie aandelebeurs so aanhou daal, dan gaan al daai ou mense, al die ou boomers soos hulle noem, hulle gaan nie meer pensioen hê om af te tree nie. Dit gaan die aandelebeurs dalk jare vat om te herstel, as hy werklik as ineenstort as gevolg van die oorlog en die inflasie wat dit gaan veroorsaak, en die olieprys wat na $150 of $200 mag styg. Ja, dis 'n konflik met geweldige implikasies vir almal. Maar Iran, ja, is op die oomblik in die beste posisie, want hulle hoef net te oorleef, en hulle gaan aan die einde daarvan verseker of vergoeding kry, of hulle gaan toegewings kry van die Amerikaners en die res van die westerse wêreld, en Israel gaan waarskynlik nooit weer die geleentheid kry om teen Iran oorlog te maak nie. Nou, mense, die gewone mense daar buite, hulle glo dat Amerika almagtig is, en daar's geen kans, wel Iran, hulle dink Iran is soos, ek weet nie, soos een of ander klein Arabiese landjie, iewers, weet, met 'n paar mense wat op kamele rondry of so iets, ek weet nie wat is hulle idee van Iran nie, maar dit kom my voor asof hulle meen, jy weet, dit is 'n bietjie so Swaziland of Lesotho, of iets van die aard, jy weet, dit is 'n derde wêreld land, wat nooit in die groot magtige Amerika staande sal bly nie. Maar nee, Iran is 'n gesofistikeerde land met geweldige klomp wetenskaplikes en akademici. Trouwens, dis een van die dinge wat Israel ook gedoen het, hulle bombardeer Iraanse universiteite en hulle maak hulle wetenskaplikes ook dood. En joernaliste, Israel maak ook joernaliste dood, hulle 2 joernaliste van, ek dink Al Jazeera doodgemaak. Dus Israel probeer inligting beheer deur joernaliste dood te maak. Nou dit maak die land ook nie baie gewild nie. Trouwens, en ek het dit ook op my Facebook, ek sal my Facebook skakel hieronder plaas saam met my X-skakel. Ek het dit ook op my Facebook geplaas, so 'n bietjie sarkastiese plasing wat ek daar het, dat blykbaar die Iranese het ook Israelse farmaseutiese maatskappy gebombardeer. Teva Pharmaceuticals is die naam daarvan. En hulle verskaf al die transgender medisyne
wêreldwyd, wat deur onderwysers in al hierdie vreeslike lande, wel Amerika onder andere, en Kanada en so meer, waar onderwysers kinders aanhits om van geslag te verander, en dan word hulle chemies gekastreer, die seentjies word chemies gekastreer, en die dogtertjies kry hormoonbehandeling, testosteroon en wat ook al, en operasies en goed, dan word hulle geslag verander. Nou daai maatskappy sit ook daar in Israel, en die Iranese het hulle gebombardeer. Nou ek sou sê, aan die regterkant van die politieke spektrum, is daar waarskynlik 'n klomp mense ter wêreld wat baie bly is daaroor. Hulle wil nie hierdie goed op die mark sien nie, hulle wil nie sien dat kinders, jy weet, van geslag verander en al sulke tipe dekadente, perverse dinge wat in die wêreld aangaan nie. En dan, die verdere implikasie, as ons nou teruggaan na die kaart toe, van hier, ons kyk na waar die golfstate is, Kuwait, Bahrain, Qatar, en dan sal ook Oman, Verenigde Arabiese Emirate, Dubai, en dan sit jy nou nog met Saudi-Arabië hierso, wat ook daar aan die golf sit. Nou, daar gaan 'n hele geopolitiese herskikking daar kom, na my mening. Want al daardie state, kyk, dit is mos nou sogenaamde koninkryke, elkeen met 'n emir of 'n sheik of wat ook al, en of 'n prins in Saudi-Arabië, en dit is alles lande, ek noem dit Britse apartheid. Jy weet, kyk, toe die Afrikaner afsonderlike ontwikkeling of apartheid gehad het, toe wou die res van die wêreld, en ons het hierdie sogenaamde, wat het hulle dit genoem, die swart state, of die onafhanklike state in Suid-Afrika, Transkei, Ciskei, Botswana en so meer. Niemand anders wou daardie tuislande erken nie, hulle onafhanklikheid erken nie. Maar Brittanje het nog so beleid regdeur hulle amper, jy weet, hulle geskiedenis gevolg, en jy weet, daar Swaziland, Lesotho, hulle is ook klein tuislande, en wat Brittanje geskep het, almal erken hulle is lede van die VN en wat ook al. Hulle is nie selfstandige state nie, hulle is afhanklik van Suid-Afrika, van hulle nasionale begrotings en die douane-unie en al daai goed. Dis 'n hele onderwerp op sigself, maar en net so al hierdie klein golfstate is deur die Britte geskep. Hulle het vir elke golfstaat 'n klomp olie gegee en gesê, daar's nou jou olie en hierso is jou emir, en ons maar hulle het ooreenkoms met daardie emir om nog steeds daardie olie te pomp. En dis hoe Britse apartheid werk, en Amerikaanse apartheid daarna, want die Amerikaners het nou natuurlik op die rug, jy weet, na die Tweede Wêreldoorlog het hulle eintlik die Britse ryk oorgeneem, of Brittanje was so bankrot in die Tweede Wêreldoorlog, dat hulle sommer al hulle bates net so aan Amerika oorhandig het, reg oor die wêreld. Daar was selfs 'n groot maatskappy, daar was 'n groot maatskappy in Amerika, ek vergeet nou die naam daarvan, wat aan Brittanje behoort het, en die Amerikaanse ambassadeur daarso in Engeland en Brittanje het vir hulle gesê, man, ons wil daai ding ook hê. Toe kry hulle dit verniet. Hulle het dit net so oorgeteken aan Amerika. Dit was 'n Britse maatskappy wat al jare deur die Britte van stapel gestuur is, bedryf is en baie suksesvol was in Amerika, en die Amerikaners het dit net vir hulle gevat. Dis wat gebeur het. En net so het die Amerika natuurlik na die Tweede Wêreldoorlog het hulle beheer oor al die Britse tuislande verkry met die olie, en sedertdien, soos toe Saddam daarso iets in Kuwait probeer het hulle om in die bek geruk, en hulle het hele oorlog daarin, met wat Desert Storm daarso in Kuwait gaan voer, hulle het ook 'n oorlog in Irak gemaak, en nou maak hulle oorlog teen Iran. Maar dit alles, die gevoel is dat Iran gaan uiteindelik hierdie golfstate beheer. Israel wil hulle beheer. Israel het groot drome, daar is mos 'n toespraak van
Netanyahu waar hy gesê het, Israel staan op die punt daarvan om 'n supermoondheid te word, net soos Amerika, want kyk, Amerika is geweldig onder Israel se invloed. As Israel sê spring, dan vra Amerika hoe hoog. En daarom voel Netanyahu dat hulle is besig om 'n supermoondheid te word, en hy wil eintlik 'n groot deel van die Midde-Ooste vir homself inpalm. Hulle wil natuurlik die hele Gaza-strook vat, en hulle het nou mos Libanon ook ingeval, die suide van Libanon. En dis nog, soos hierdie man nou verduidelik, die noorde van Israel, daar wat aangrensend is aan Libanon, daar is 'n baie groot probleem met Hezbollah. Want Hezbollah is ons ook vertel, soos hierdie man nou vertel het op hierdie vorige video wat hy gespeel het. Die hele wêreld en al die hoofstroom media het ons vertel dat Hezbollah is vernietig deur Israel. Jy weet, Hezbollah het eenvoudig net, hulle is almal doodgemaak en gebombardeer en wat ook al. Maar nou is Hezbollah skielik weer terug. En Hezbollah is natuurlik een van Iran se bondgenote. Want van hulle is ook Shiïtiese moslems. En Iran bewapen hulle ook. En hulle is besig om vuurpyle en wat ook al af te vuur op Israel. En val op die noorde van Israel. Soos hierdie man verduidelik het, daar is een stad van 25.000 mense en daar bly net 10.000 oor. Want die mense is weggetrek en waarskynlik gaan daar niemand oorbly daar nie. Die ander ding is ook dat Hezbollah, daar was nou in die onlangse verlede, ek dink hulle 20 is Israelse tanks stikkend geskiet. Jy weet, met die bemanning binne-in en alles, almal mors dood. Hulle het missiele van Iran ontvang, wat baie effektief is teen die Israelse tanks, en hulle is besig om daar so chaos te veroorsaak. Dus Israel veg nou op 3 fronte. Hy veg teen Iran, en dan, en natuurlik kry die Iranese missiele, wat nou op Israel reën, op Tel Aviv, en veral van die kleiner stede waar daar geen lugafweer genaamd is nie. En dan, goed, dan ook natuurlik, soos ek genoem het, Hezbollah in die noorde, en dan in die suide is daar Jemen, met die Houthis. Hierso sit Jemen, hier heel onder. Nou van Jemen af is daar ook missiele wat na Israel toe kom. Dus Israel word van 3 kante af aangeval. En verkeer dus onder geweldige druk. Maar as Iran, afhangende van hoe die konflik verloop, maar as Iran aanhou om groot skade aan te rig en staande bly, dan gaan hy uiteindelik die hele Persiese Golf beheer, en al daai klein Britse apartheid tuislande met hulle emirs en Dubai en al daai plekke, dit gaan onder Iranese beheer kom. En dan gaan Iran uit die stryd tree as 'n supermoondheid. Want as die Amerikaners nie vir Iran baas raak nie, dan gaan die hele wêreld sien dat Iran eintlik vir Amerika baas geraak het. En dit gaan Amerika se prestige in die wêreld 'n geweldige knou toedien. En dis hoekom mense daarvan praat ook, dat hierdie dalk, dat ons hier besig om te sien is, om te sien hoe die Amerikaanse ryk in duie stort. Want Trump het eenvoudig so onbesonde ding gedoen om tot hierdie oorlog in te stem, dat hy besig is om Amerika as 'n moondheid geweldig te verswak. En hulle het nie wapens nie, die Amerikaners, al hierdie goed, dit kom nou weer terug na die metode van oorlogvoering, wat hierdie Iranese ingenieurs en generaals, al word daar nou baie van hulle doodgemaak en wetenskaplikes, jy weet, daar's duisende van hulle. En hulle het noem ons hierdie sogenaamde mosaïek-organisasie. Dis nie 'n sentrale organisasie, jy weet, soos die Afrikaans gehad het, daar was EW de Klerk en die Broederbond, toe hulle oorgee, toe gee almal oor. Nee, hulle is almal gedesentraliseer, elke ou het sy eie gebied, en hy het sy eie organisasie, en sy eie troepe, en al
val van die ander, dan gaan hy nog aan, onder sy eie bevel. En hulle het ook nie kommunikasie tussen mekaar nie. Blykbaar daarso in Libanon, in die suide van Libanon, Hezbollah gebruik glad nie digitale of elektroniese kommunikasie nie. Hulle gebruik briefies, hulle skryf mekaar briefies, en dit word dan op motorfietsies rondgestuur. So daar's niks wat in die kuberruim is, wat die Israelies kan afluister of onderskep of wat ook al nie. So niemand weet wat hierdie Hezbollah vir mekaar sê nie. En want daar word blykbaar 'n klomp brood en ander voedsel afgelewer met motorfietsies daarso in Libanon, en saam met die brood kom die briefie. En dis hoe hulle self daar georganiseer het, op dieselfde manier as wat Iran homself georganiseer het met hierdie sogenaamde mosaïek metode. Maar nou, die Amerikaners, sê die Tweede Wêreldoorlog, soos iemand ook opgemerk het, daar's iemand wat dit op X geskryf het, ek het dit ook op my Facebook geplaas, jy kan dit daar ook gaan lees, so kort kommentaartjie. Sê die Tweede Wêreldoorlog word oorlog gevoer met vliegtuigskepe, met tanks en met vliegtuie en helikopters. En natuurlik met televisie. Jy weet, maar deesdae is ons, die televisie tydvak is verby, ons is nou op die internet met rekenaars en selfone en ander toestelle, en mense word beïnvloed deur X en Facebook en so meer, nie meer die TV nie. Maar hierdie ou mense van 70 en ouer, jy weet die boomers, hulle sit nog daar voor hulle TV, en as jy weet die TV vir hulle sê Amerika wen, dan wen Amerika, hulle glo dit. Nou, maar Iran het heeltemal 'n doeltreffende strategie uitgewerk om al hierdie soort ou Tweede Wêreldoorlogse metodes om 'n teenvoeter daarteen te vind. Soos hulle teen die tanks het hulle missiele. Hulle het nie hulle eie tanks nie, maar hulle gaan jou tank vir jou. Wel, hulle het eie tanks, maar hulle gebruik hulle nie veel nie. Hulle gaan jou tank vir jou sogenaamd uithaal. Dan die vliegtuigskip het hulle ook, en hulle hommeltuie en hulle missiele, so die Amerikaanse vliegtuigskepe waag dit nie naby Iran nie. En dan, wat die vliegtuie betref, hierdie vliegtuie moet brandstof kry, en dan het hulle hierdie brandstof, hierdie tankvliegtuie wat rondvlieg, en Iran teiken daar die tankvliegtuie as hulle op die grond is, so hulle het al 'n klomp van hulle vernietig, en natuurlik die Amerikaanse kommunikasiestelsels, hulle het hierdie, hierso is een van die AWACS wat hulle getref het, terwyl hy op die grond was in Saudi-Arabië, hier's 'n AWAC, en daar's net iets soos 12 of 16 van hulle waaroor Amerika beskik. En daarsonder kan hulle glad nie in die lug oorlog voer Amerika nie, want hulle moet koördineer tussen die verskillende vliegtuie en met hierdie AWACS van hulle. En Iran, daai ene vernietig, en nog 2 ander soort van elektroniese oorlogvoering vliegtuie, ou omgeboude Hercules vliegtuie, hulle het hulle ook vernietig. Dus Iran het sy hele strategie uitgewerk, en hy is besig om die grote Amerika, jy weet, dit is 'n soort van 'n Dawid teen Goliat stryd, maar hy is besig om die grote Amerika geweldig in die wiele te ry, en natuurlik met sy hommeltuie en sy missiele. Daar's nog iets wat ek gelees het, en wat vir my baie interessant was, en dit is dat, hoekom is Amerikaanse militêre toerusting so duur? Amerika bestee miljarde, biljoene, jy weet, 1000 miljard is mos 'n biljoen, aan biljoene dollar aan sy militêre toerusting. En blykbaar kom dit daarby dat al die kontrakte in Amerika met die militêre nywerhede werk op 'n grondslag van koste plus 10%. Nou, met ander woorde, die maatskappy, wat noem jy dit nou, die verdedigingsmaatskappy of die militêre maatskappy wat nou hierdie toerusting maak, of Boeing of Lockheed Martin of wie ook al, Raytheon en hierdie klop, almal van hulle kry die kosprys plus 10%. Dit is wins daarop. Maar wat hulle dan doen is, hulle sorg dat
die vervaardiging en die arbeid daarbey betrokke, so duur as moontlik is. En daarom word al die Amerikaanse toerusting feitelik met die hand gebou. Dit vat hulle jare om 'n paar missiele of Tomahawks of wat ook al te bou. Terwyl die Iranese het nie daai probleem nie. Hulle maak iets soos 400 hommeltuie per dag. Dus, jy weet, hulle kan duisende van daai goed produseer, terwyl Amerika vanweer die kostestruktuur en die hele manier waarop die verdedigingsmaatskappye of die militêre maatskappye eintlik die staat en die belastingbetaler in Amerika uitbuit, hulle kan dit net baie stadig maak, vervaardig. Dis Amerika het nie meer toerusting nie, hy het nie meer missiele nie, hy het nie meer teenmissiele nie. Dis hoekom hulle trek van hierdie goed van Japan en Suid-Korea en al daai plekke af. En as hierdie oorlog langer aanhou, dan gaan hulle niks meer hê nie. Niks meer om teen die Iranese in te span nie. En dan gaan hierdie oorlog baie interessant raak, want soos hulle het probeer om die Iranese te bombardeer, maar van daai tonnels en dinge wat die Iranese gebou het, is so diep onder in daai berge versteek, 500 meter in 'n granietberg in, dat geen bom kan naby daai ding kom nie, en blykbaar die goed word ook natuurlik gebou, hy's binne in die berg, maar die tonnel self is op sulke skokbrekers, en dan as daar die berg bokant om gebombardeer word, en daar is nou so 'n seismiese trilling deur die hele berg, dan absorbeer die skokbrekers die slag van die bombardement, en die tonnel kom niks oor nie. Met ander woorde, hierdie Iranese ingenieurs, hulle het vir jare aan al hierdie probleme gedink en het opgelos, en hulle is reg, hulle het baie lank voorberei vir hierdie oorlog, want hulle het geweet dit kom. Dit het skielik net so op hulle afgekom, alhoewel vermoedelik daardie episode op 7 Oktober 2023 toe toe Hamas vir Israel aangeval het. Waarskynlik, dis moontlik dat die Iranese sê daarin gehad het, dat hulle iets wou ontketen, want hulle het reg gevoel, hulle het voorberei en hulle is nou reg om 'n konfrontasie met Israel binne te gaan, selfs met die VSA. Alhoewel, dis nou maar net spekulasie, maar in hierdie geval het Israel en die VSA verrassingsaanval op Iran geloods, en hulle het 'n oorlog begin wat hulle nou graag wil beëindig binne die volgende week of 2, maar vermoedelik gaan hierdie oorlog nog baie langer aanhou, en as dit in 'n grondoorlog ontaard, gaan dit 'n verskriklike duur affære raak, en dit gaan die olieprys geweldig opjaag, dit gaan die Amerikaanse aandelebeurs sleg tref, en dit gaan die hele wêreld, hulle praat van, dit kan 'n wêreldwye resessie of depressie veroorsaak. Dis daar's geweldig baie op die spel met hierdie oorlog, en Amerika, selfs dit staan in die hoofstroom media, selfs dat, ek dink dit is op Reuters of iets van die aard, dat Trump het eintlik net slegte keuses oor. Jy weet, hy moet of voortstrompel in hierdie oorlog, en grondoorlog, geweldig tienduisende soldate Iran te stuur, want Iran beskik oor 1,5 miljoen, weermag van 1,5 miljoen mense, en daar is selfs nog 'n ander miljoen mans wat wil aansluit as vrywilligers om hulle land te verdedig. En daarmee saam, of hy moet dit doen, of hy sal moet, as dit ware, eintlik tweede beste uit hierdie stryd moet trend van die Iranese sê, goed, ons sal alles aanvaar, ons sal julle voorwaardes aanvaar, ons sê julle vergoeding betaal, hou asseblief net op met die oorlog. So, hy daai twee keuses, en niemand, dis baie onbenei, hy is tussen Scylla en Charybdis, Trump, met sy onbesonde oorlog wat hy hier aangepak het, nadat hy vir mense in toespraak na toespraak beloof het, dat hy 'n man van vrede is, dat hy oorlog gaan beëindig, en dat hy Amerika in geen verdere oorlog gaan dompel nie, het hy nou hierdie
onbesonne ding aangevang en hy is vashoor. Hy weet nie hoe hy daar gaan uitkom nie. Want albei daardie uitkomste gaan vir hom baie sleg wees. En soos hierdie man in Israel ook gesê het, al die Iranese hoef te doen, hulle hoef net te oorleef. Dit is hulle minimum uitkoms waarmee hulle tevrede sal wees. As hulle net eenvoudig kan oorleef teen Israel en Amerika, dan het hulle klaar gewen. En Israel en Amerika kan eintlik net verloor. Wat hulle ook al verder aanvang, of hulle voortgaan met die oorlog, en of hulle hom nou bereid is om op te hou en Iran se voorwaardes te aanvaar, vrede te sluit. In elk geval gaan Iran daarvan verseker wees dat Israel en Amerika hulle nie weer gaan aanval nie, want die koste van hierdie oorlog raak reeds so hoog dat hulle gaan dit nie vir 'n tweede keer doen nie, en geen ander Amerikaanse president na Trump gaan weer tot so iets instem nie. Trouwens, daar's mense wat sê dat Israel al 40 jaar lank probeer om Amerika te oortuig om Iran aan te val, en niemand anders behalwe Trump was daarvoor te vind nie eens so Barack Obama nie, of Biden, of jy weet, of George W. Bush, of jy weet, enige iemand, of Bill Clinton. Geen van hulle wou daartoe instem nie. Dit was net Trump wat dom genoeg was om daartoe in te stem, en daarom sit hy vandag met 'n verskriklike dilemma. Ja, op 'n ander stadium wil ek miskien 'n bietjie gesels ook oor, jy weet, Iran en die sanksies wat hulle nou al so lank verduur en wat ook al, en net die kontras tussen, kyk, ek is nie ondersteuner van Iran of wat ook al, ek is baie krities ook oor, jy weet, baie van die kragtadige dinge wat hulle daar doen om mense sommer net reg te stel en wat ook al. Maar ek dink wat vir my, die kontras vir my tussen hoe Afrikaners toegegee het aan regimeverandering in ons land, met 'n bietjie terreur en propaganda, en wat Iran bereid is, jy weet, die slawe wat hulle bereid is om te verduur, om die soewereiniteit en die onafhanklikheid van hulle land te bou. Het is net 'n ongelooflike kontras tussen, jy weet, die Afrikaner leierskap en wat Iran nou aan die wêreld toon. En dit is dalk die moeite werd om op 'n slag net 'n bietjie daaroor te gesels. En jy weet, hoe kan ons weer 'n bietjie ruggraat kry, en hoe kan ons, ek sê nie eers, soos dit vir my lyk op die oomblik, kan ons nie eintlik uit hierdie situasie kom waarin ons bevind nie, maar ek dink daar moet 'n langtermyn soort filosofie en beplanning kom, dat ons moet dink waarheen ons op pad is. Wat is ons doelwit? Of strompel ons nou maar net so aan, jy weet, van dag tot dag, jy weet, en klaar oor regstellende aksie, klaar oor plaasmoorde, jy weet, ons is soos ou vrouens of iets wat aan mekaar net meel, jy weet, ons word oorheers, en ons is nie tevrede nie, maar daar's eintlik niks wat ons probeer om daaraan te doen nie, en daar's geen langtermyn planning of strategie of enige iets wat ons het nie. Hier het hierdie Iranese vir 30, nadat hulle daardie oorlog, verskriklike oorlog, wat die Amerikaners ook eintlik by verstek teen hulle gevoer het, die Iran-Irak oorlog, waar honderde duisende van hulle mense doodgegaan het, waar hulle gifgas, die Amerikaners het gifgas teen hulle gebruik, jy weet, mosterdgas, sarin, en die Duitsers het van daai gifgas ook vervaardig teen hulle, daai arme, jy weet, daai jong mans van Iran, hulle het amper nie eens wapens gehad nie. Hulle het tipe van hulle ongewapen op die slagveld gestuur en gesê, jy gaan iewers daar 'n wapen kry van iemand wat gesterf het, en dan tel jy hom op en dan probeer jy maar verder gaan. Hulle het dit deurgegaan, en toe het hulle gesê, nooit weer nie, ons gaan nou sorg dat ons onsself bewapen, versterk, en na 30 jaar sien ons waartoe hulle tans in staat is. Nou, ek wonder net, wat is die Afrikaner se 30 jaar plan? Het hy nog 'n plan? Is hy bereid om aan 'n plan te dink? Maar dis 'n gesprek vir 'n ander dag.
As jy tot hier geluister het, moenie vergeet om op die kanaal in te teken nie en kyk gerus ook na ons boeke en bestel 'n boek en dan volgende keer dan maak ons weer so. Tot volgende keer. Totsiens.